Wat 'n voorreg om op hierdie besonderse Dinsdag saam met jou te kuier. Vir my Pastor Stef, altyd baie lekker om, ek weet so, in die aande saam met jou te kuier en dan die woord met jou te kan deel. En juis hierdie sessie, hoor jy wat God sê? In Johannes 10 sê hy so mooi in vers 27, my skape luister na my stem en ek ken hulle. En hulle volg my. Vir my, baie lekker om saam met jou te kuier. En terwyl ons so ook begin, jy kan sommer ons gaan volg op TikTok en op YouTube en op Facebook. Pastor Stef, jy sal sien, ek het 'n blad op TikTok wat bykans 59,000 followers het, 2,000 subscribers op YouTube en dan oor die 106,000 followers op Facebook. Die ander platforms is fake platforms. Natuurlik het ek 'n Stefan Pieterse, 'n persoonlike blad op Facebook en dis die enigste 4. Jy kan hulle gaan volg, jy sal sien, sommer terwyl jy ingeskakel is, Renier en Ursula plaas my nommer deur die tyd aanlyn. Baie welkom julle almal. Daar's my nommer, is my nommer op Facebook en dan op TikTok. Ivan en Elmarie, is altyd baie lekker om so saam met julle almal te kuier. En dan sal jy ook my nommer op YouTube kry. Ons het, as jy jou naam en van vir ons stuur op WhatsApp, plaas ons jou op een van ons tans 6 groepe wat so 6,500 mense elke oggend die dagstukkies ontvang, buiten die 4 miljoen mense maandeliks wat ook dan daarna deurblaai en ook so dit aflaai op ons verskillende platforms. En ek plaas dan elke dag 'n dagstukkie op WhatsApp en dan ook so plaas ek soos vanaand se boodskap ook dan in 'n PDF formaat. Wat jy kan aflaai, jy kan hom gaan uitprint by jou kantoor. Jy kan dit stoor op jou foon, jy kan dit aanstuur sodat die woord kan uitgaan, sodat elkeen die blye boodskap kan ontvang. En dan natuurlik vir jou wat hierdie platform ondersteun deur gebed en ook finansiëel, baie dankie, die Here seën en ryklik. En mag jy ook, jy weet, ervaar die guns van God. Donderdag aand is ons gebedsessies en daar bid ons tussen 8 en 9 vir al die gebedsversoeke. Meer as welkom op WhatsApp, so maar net jou gebedsversoek te stuur en ons bid saam. Maar klaar gepraat, kom ons bid so saam. Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons kan stil word en kan hoor wat U ook vir ons in store het. Dankie vir elke man, elke vrou wat vandag ingeskakel is. Seën hom, seën haar. Mag hy en sy ervaar en beleef U guns en U teenwoordigheid en juis ook in hierdie sessie om U stem duideliker te hoor, ag te gee op U woord. Is my gebed, Here, dat ons gehoorsaam sal word, dat ons sal ag gee op U stem, op die Heilige Gees. Ons loof U, ons prys U vir 'n voorreg dat ons ook so vandag kan saamkuier. Dankie dat U daagliks elkeen van ons dan so toevou en omhels met U liefde, met U krag en die voorsiening. Vir hom en haar wat siek is, bid ek vir genesing. Vir hom en haar wat in moeilike omstandighede is, bid ek vir 'n wonderwerk, vir krag en sterkte. My gebed in Jesus se naam. Seën hy wat nou luister en sy gemoed, sy harte, sy omstandighede. My gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, vanaand praat ons so lekker saam en kuier ons in die teenwoordigheid van die Here terwyl ek met jou 'n bietjie gesels. Juis oor hierdie gedeelte wat hy in Johannes 10 so duidelik sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle. En hulle volg my. So wanneer God met jou en met my praat, moet ek stop en moet ek luister. En vandag is daar baie stemme wat met ons praat. Stemme van omstandighede,
stemme van mense, natuurlik van vrees en twyfel. Hoekom twyfel ons so? Omdat ons baie keer rondkyk. Die stemme van teleurstellings. Ek dink elkeen van ons kan saampraat en getuig van teleurstellings. Man, ek wil vir jou sê, vrou, daar is die stem van God. En dis by wat ek vandag by jou wil kom stil staan. Die groot vraag is nie, praat God nie. Die groot vraag is, kan ek God se stem in my lewe tussen al die ander stemme herken? God is nie 'n God wat stil geword het. En ek wil jy moet hoor wat ek vir jou sê. Hy het nie stil geword nie. Hy is nog steeds wakker oor sy woord om dit in jou en in my lewe te vervul. Die Bybel is vol mense met wie God gepraat het. Hy het met Abraham gepraat, hy het met Moses gepraat, met Samuel en met Elia. En ek gaan so 'n bietjie stil staan op hierdie reis deur hierdie boodskap vandag, sodat jy kan hoor en kan verstaan en ook in jou lewe dan dit te gaan toepas. Hy het met Dawid gepraat. Hy het met profete gepraat. Die Jan Alleman, soos ek en jy, praat God mee. En deur Jesus Christus het God ook so op 'n besonderse wyse met ons kom praat. En ja, ek lees Hebreërs 1 en hy sê in vers 1 en 2, jy kan dit gaan lees in jou eie tyd. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders en deur profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. Hoor vandag, God het nie opgehou praat met die mensdom, met die kerk en met jou en met my nie. Maar ek dink dit het tyd geword dat ons sensitief raak en leer om te luister na sy stem. Miskien sit jy vandag daar waar jy nou is en jy sê, Stef, waar is die Here? En u praat selfs in jou stilte tyd en sê, Here, waar is u? Here, wat moet ek doen? En Here, waar na toe van hier af in my lewe? Wel, baie het ek al gehoor sê, ag Here, praat net asseblief met my. Maar dalk is God reeds besig om jou te beantwoord. En die probleem is nie altyd dat God stil is nie. Soms is die probleem dat jou en my lewe, ons lewens te besig geraak het. En te besig is met ander dinge om te luister. Besig is die orde van die dag. En ons verloor fokus. Maar God se stem word erken ook deur sy woord. Johannes 10 sê dit so mooi in vers 27 wanneer hy sê, my skape luister na my stem. Jesus sê nie, my skape hoor toevallig my stem nie. Hy sê my skape luister na my stem. Hoekom? Want jy sien, omdat daar 'n verhouding is tussen die herder en sy skape. 'n Skaap leer die stem van sy herder ken. En wanneer die herder se stem praat, dan luister daai skaap. Hy ken sy stem tussen baie ander stemme. En dit maak ook dat dit baie gevare ook so openbaar. Want hulle ken die regte stem en hulle weet om nie te volg nie. Hierdie dag, hierdie uur in jou en in my lewe ook keuses om na die regte stem in ons lewens te luister. En net so leer God, ons God se stem ken deur sy tyd wat ek en jy
deur die tyd wat jy en ek ook so met God saam deurbring. Hoe meer ek en jy die woord leer en lees en bestudeer, hoe meer leer ek en jy ook sy karakter ken. Hoe meer leer ek en jy verstaan die stem van die Heilige Gees. En hoe beter jy sy karakter ken, hoe makliker onderskei ek en jy wat van hom afkom, wat nie van hom afkom nie. As jy God se stem vandag wil hoor en ken, moet jy God se woord, Boeta, sis, dan moet jy leer ken. God sal nooit vir jou iets sê wat ooit in stryd is met sy woord nie. En dit is vir my baie uitdagend of eintlik baie hartseer om soveel, kom ons sê gelowiges, te hoor en na te luister wat na so baie ander stemme luister. En dan ook 'n opinie lewer oor God se stem. Dis my hartseer en dis my sensitief dat elke, amper sê ek, tweede persoon sommer 'n openbaring sal maak wat God vir die volk gesê het nou. So ek na al die profete in Suid-Afrika luister wat in hierdie laaste jaar soveel stellings op sosiale media geplaas het oor wat God sê. In alle respek. Tongenetjies. Voel dit. Vir my wat op die kantlyn staan, verander God sy opinie daagliks. Weet God nie wat hy sê nie, want elke tweede ou het 'n ander opinie. En daarom moet ek en jy versigtig wees en sensitief wees om na die herder se stem te luister. Sensitief te wees. Dit moet jy weet. Dit sal nooit iets sê wat in stryd is met sy woord nie. As 'n stem jou aanspoor tot haat en na wraak en vernietiging en sonde, moet jy dit nie sommer God se stem noem nie. God se stem met God. En ek wil jy moet nou mooi hoor wat ek vir jou sê. Stem, God se stem ooreen met sy karakter. En natuurlik. En ons weet die karakter van God, die eienskappe van God. En nou, moet jy en ek vandag baie sensitief wees, dat ons nie ons eie opinies formuleer. Ons eie gedagtes byvoeg. Ons eie ideale wat ons voel in die vlees, in die sintuiglike. En dan mooi woordjies byvoeg en selfs skrifte. En dan sê, die Here sê vir hierdie volk dit vandag. Pas op, wees versigtig, sensitief om na die regte stem ook te luister. Dink aan Jesus, God in die woestyn, daar in Matteus, Jesus in die woestyn in Matteus 4, jy weet, Satan kom ook met 'n stem. Hy sal altyd met 'n stem kom. Maar Jesus antwoord elke keer, daar is geskrywe. Waarom? Omdat Jesus die woord geken het. Selfs Jesus het die woord geken. Nou as die Messias, die verlosser, die woord geken het en dit gekwoteer het, hoeveel te meer moet ek en jy dan in hierdie dag en uur, met al sy uitdagings, ook dan die woord goed ken nie. Die vyand probeer jou dikwels met stemme verwar. Maar jy hoef nie elke stem te debatteer nie. En nou moet jy weet, wat sê die woord? Jy moet nou weet, wat staan geskrywe in die woord. Hoor baie mooi 'n stelling wat ek wil maak, dat 'n mening kan jou verwar, maar God se woord kan jou oprig, jou rig en natuurlik weer laat fokus. Wanneer almal die stemme vir jou sê, jy gaan dit nie maak nie, dan kom die woord van God en hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus, wat my die krag gee, in Filippense 4 vers 13. Wanneer omstandighede kom en hierdie dag en uur in die wêreld wat sê daar is geen hoop meer nie,
Dan kom Jeremia 29 vers 11 sommer duidelik by my op wat sê, want ek weet watter gedagtes Stefan ek aangaande jou koester. Wanneer vrees sê, jy is alleen, sê God in Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Wel, moenie jou lewe bou op die hartse stem wat tot jou spreek in hierdie dag en uur nie. Bou dit op die hoogste stem. Daar's baie stemme daar buite. God praat ook juis met ons in die stilte. En daarom is dit so belangrik dat jy en ek stil word. Psalm 46 vers 11 sê, laat staan en weet dat ek God is. Ja, natuurlik, ons leef in 'n wêreld wat verslaaf geraak het aan musiek, aan televisie, aan WhatsApp, aan sosiale media, aan Facebook, aan Telegram, nuus, mense, menings, opinies, verskillende geestelike leiers. Ons het soveel stemme rondom ons dat ons soms vergeet hoe stilte klink. Hoe klink stilte vir jou in jou verhouding met God? Baie keer probeer God nie harder praat nie. En ek sê dit altyd, dit impres God nie hoe hard jy bid in 'n kerk nie. Hoe op en af jy spring, en hoe hoog jy jou hande opsteek, en of van hoeveel tale jy kan praat nie. Maar baie keer probeer God met jou praat, ook in die stilte. En ons dink hoe harder ek hoe meer ek dans voor God, en hoe harder ek bid, en hoe ek my woorde draai, hoe meer beïndruk ek God. Nee, dit is geensins die geval nie. Ek dink in 1 Konings 19, wat ek hierdie laaste paar sessies oor gesels het rondom Elia, is moedeloos, hy is bang, en hy vlug, en daar kom ewe skielik 'n groot wind. Jy weet, hy het toe met sterkte gevul gewees, en hy het aanbeweeg, en toe op 'n sekere plek kom, steek daar 'n groot wind op. Maar God was nie in die wind nie. Ewe skielik is daar aardbewing, en Elia sê God was ook nie in die aardbewing nie. Daar kom 'n vuur, en Elia kyk so, maar God is ook nie in daai vuur nie. En toe kom daar so in die aand 'n briesie. Gaan lees 1 Konings 19, en daar was God. Hoor vandag, nie alles wat hard is en mooi lyk of heilig klink, is altyd God nie. En nou, wees versigtig. Pas op, dat jy te veel ag gee op al die stemme en dit najaag. Wat vir my hartseer is, dat wanneer ek so deur sosiale platforms gaan, dan sal jy hoor, oh, prophet so, oh, thank you prophet, thank you, oh prophet, your words is amazing, blessed are you prophet. Maar niks van Jesus, niks van God, niks van die Heilige Gees. Ons het in 'n tyd na al hierdie blink en die mooi begin luister. Dit het meer waarde, en dit praat harder as die stilte, as die stem van God. Soms dink ons, God moet iets dramaties doen. Maar God kan met jou praat, luister Boeta, Sissa, selfs in die sagte, stil oomblikke. Wanneer jy alleen in die motor sit, wanneer jy vroegoggend wakker word, wanneer jy jou Bybel oopmaak, wanneer die skrif skielik diep, maar diep in jou hart land, wanneer jy bid en vrede ontvang, wat jy nie kan verduidelik nie. Jy sien, as jy nooit stil word nie, hoor my vandag, kan jy God se sagste stem mis. En dit vra van jou, dit vra van my, om stil te word. Maak vandag plek vir God. Sit jou foon neer. Skakel die geraas af. Maak jou Bybel oop. Begin met God. Begin in gebed. Al is dit 'n minuut. Lees
'n skrif. Ek het verlede week by Tikkies vir die studente gesê, jy kan die Bybel in 'n jaar deurlees. En ek het vir elke student, ek sien oor die 250 studente was daar gewees. En ek kry 'n report hoor dat hulle dit gaan toepas. Kry 'n e-pos vanoggend. En ek's opgewonde omdat daar soveel jong manne en vroue daar buite is, studente wat opgeteken het om te sê, ek gaan my Bybel hierdie jaar deurlees in 1 jaar. Ek het vir hulle elkeen iets in die hand gegee en gesê, begin by dag 1 tot 3:65 en jy sal die hele Bybel deurgelees het. Maar ek weet ook dat tussen daai blaaie gaan hy en sy 'n ontmoeting, 'n diepte ervaring met God ook beleef. Here, ek is hier. Spreek, Here, u diensknegt luister, sê hy in 1 Samuel 3 vers 10. God se stem bring jou nie altyd wat jy wil hê nie, wat jy wil hoor nie, maar sy stem bring na jou en my toe wat ons nodig het. Hierdie is baie belangrik wat ek nou vir jou wil sê. Meneer, mevrou, party mense wil God se stem hoor, maar hulle wil net hoor wat hulle al reeds besluit het. Hulle eie harte, hulle eie belange, hulle eie gedagtes. Here, sê vir my, ek moet dit doen. Here, bevestig wat ek klaar op besluit het. En laat dit nou nie so wees nie. Maar waar jy en ek by 'n plek kan kom om te sê, ek gaan luister. Ware luister. Meneer, mevrou, beteken, Here sê vir my wat u wil hê. Selfs al is dit vandag nie wat ek wil hê nie. U wil, nie my wil. U tyd, nie my tyd nie. En weet jy, ek wil vir jou sê dat Samuel het gesê, spreek want u diensknegt luister. Hy het nie gesê, spreek, Here, maar net as ek daarvan hou. Net as dit my pas nie. Hy het gesê, spreek. Dit beteken, Here, korrigeer my. Here, stop my. Here, verander my. Here, wys my. Here, lei my. Dink aan Jona. Jy weet, God praat met Jona en God sê, maak jou klaar, ek gaan na Nineve toe. Maar ou Jona, hardloop die ander kant. Ons ken die verhaal van ou Jona wat net in sy eie rigting in beweeg. Hoekom? Omdat Jona God gehoor het, maar nie van God se opdrag gehou het in sy lewe nie. God se opdrag is duidelik en hier is 'n baie belangrike waarheid wat jy vandag aan moet vashou. Om God te hoor is nie dieselfde as om God te gehoorsaam. Jy kan God se stem hoor en steeds kies om weg te loop. Maar gehoorsaamheid begin waar luister eindig en dan op te tree op grond van die opdrag. Jy sien, gehoorsaamheid begin wanneer jy klaar geluister het en ag begin gee op grond van daai opdrag. Dit wat jy en ek gehoor het. God se stem is nie 'n voorsiening om my wil en jou wil te bevestig nie. Jy sien, dit is 'n roeping om sy wil te doen en uit te leef. En miskien praat God nou op hierdie oomblik, daar waar jy sit op TikTok en op YouTube en op Facebook. Miskien praat God vandag met jou oor iets wat jy moet los. 'n Verkeerde verhouding, jou houding, jou gewoontes, jou opinies, daai sonde, daai onvergewensgesindheid, daai bitterheid, 'n besluit. Moenie sê, Here, praat net met my mooi.
Of Here, praat net mooi met my. Dit sê, en ek wil hê jy moet dit sê, moenie dit sê nie, maar sê eerder, Here, spreek die woord, die waarheid met my. Want jy sien die stem wat jou en my korrigeer, is nie noodwendig die stem wat jou verwerp nie. Soms korrigeer God jou omdat hy jou wil beskerm en omdat hy lief is vir jou. Wanneer God praat, gee sy stem vir jou en my rigting. Ek lees 'n gedeelte vandag en ek wil dit graag met jou deel uit Spreuke 3. Hy sê in vers 5, hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë. Wat sal dan gebeur? Jou paaie sal hy gelyk maak. God praat nie net om met jou te kommunikeer nie. Jy sien, hy praat om jou te lei omdat hy in verhouding met jou wil wees en natuurlik omdat hy lief is vir jou en vir my. Dink aan Filippus en daai Ethiopiër op hy pad. In Handelinge 8, want Filippus is besig met die woord en met die bediening en dan sê die Gees vir hom, gaan nader en gaan bly by daai waal. Sjoe, ek dink net sensitiwiteit. Ek sê mos, om sy stem te leer ken, begin daar in jou binnekamer in harmonie en in pas te kom met God se kompas en met God se stem en met sy leiding. Is om dit te kan hoor, is om af te sonder en stil te kan wees. Filippus weet nie die hele prentjie nie. Hy weet net wat die volgende stap is. Hy gehoorsaam. Jy sien, en omdat hy gehoorsaam is, ontmoet hy iemand wat God voorberei het om die evangelie te hoor. Hier is iets wat jy tog moet hoor en dalk vir jou ook gaan baie beteken. God wys jy nie altyd die hele pad nie. Hy wys jy dikwels net die volgende stap. Sjoe, en as ek maar net dit kon alles geweet het voor die tyd. Jy wil weet, Here, wat gaan hierdie maand op uitloop? Hoe gaan hierdie besigheid lyk teen die einde van die maand? Gaan al die mense my betaal teen die einde van die maand? Hoe gaan dit lyk teen Desember? Here, wat gaan gebeur in 2027? God sê, volg my vandag. Jy sê dalk en jy vra, Here, gaan alles vir my uitwerk en die Here sê, vertrou my net vir jou volgende stap. Jy vra, en jy sit dalk nou en luister en jy sê, Here, wanneer gaan my wonderwerk kom? Wanneer gaan my wonderwerk vir my opdag en God kom en hy kom sê vir jou, hou aan om my te volg. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Geloof het nie altyd die hele kaart nodig nie. Jy sien, geloof vir jou en vir my het net genoeg lig nodig vir my volgende tree vir hierdie dag waar ek is, nie vir môre en oormôre nie. Hoe weet ek? En dis dalk waar jy nou sit en jy sê vir my, hoe weet ek? Dit is God wat met my praat. Hier is 4 eenvoudige vrae. Stem dit ooreen met die woord? God sal hom nooit ooit weerspreek nie. Tweedens, wat gebeur binne in my? Jy sien, luister, God se stem lei ons altyd na die waarheid, gehoorsaamheid toe en na heiligmaking toe. Derdens, wil ek vir jou sê, lei dit my nader aan Christus. Jy sien, die Heilige Gees verheerlik Jesus in Johannes 16 vers 4 sê hy is. Hoe weet ek dit is God wat met my praat? Hy sê hy sal my verheerlik. Hoe weet ek is God wat met my praat en dit bring my by my 4de punt. Is ek bereid om gehoorsaam te wees?
Is ek bereid om te luister wat God sê? Want die doel van God se stem in jou en in my lewe is nie bloot informasie nie. God se woord, God se stem is transformasie. Jy wat luister, aanlyn kerk, kom ons doen dit nou. As jy hierdie boodskap nou aanlyn kyk en nou luister, wil ek vir jou sê op watter platform ook al. Hou net vir 'n oomblik tik op jou foon of op jou rekenaar. Moenie nou deur die kommentare blaai en op elkeen reageer om te hoor hoe gaan dit met tant Stini. Moenie. Amper sê ek tant Stini se spene of ek het net seker iets rondom dit. Maar kom ek en jy hoor wat sê God vandag vir ons. Moenie dat jy nou afgelei word nie. Moenie na ander se boodskappe luister en lees nie. Maak jou hart oop en sê, Here, God, Heilige Gees, kom spreek met my. Sê dit weer. Daar waar jy sit, sê dit en sê, spreek met my. En nou, Here, bid ek dat U my ore sal oopmaak. Wat 'n bekende gedeelte in Jesaja 50 kom en hy sê in vers 4, die Here het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Hy wek elke môre, hy wek my oor om te hoor, soos die leerlinge. Sjoe, diep. Wat as God reeds met jou gepraat het? Wat as daardie skrif wat jy telkens raak lees, nie toevallig is nie? Want as daardie waarskuwing in jou hart nie sommer net 'n gevoel was nie, wat as daardie deur wat toegaan, eintlik vandag God se beskerming vir jou en vir my is? En dan wat as daardie deur wat oopgaan, God se geleentheid is? Wat as God sê, en jy lees die woord en jy wag op hom, moenie opgee nie. Dink net as jy nie geluister het, dink nie as jy gewag het nie, moenie opgee nie, vergewe, kom terug, vertrou my, begin weer. Ek is nog met jou. Moenie net God se stem hoor nie, volg daai stem. Sê, my skape ken my stem, ken die herder se stem. Johannes 10, wat ek nou begin het sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Hulle volg my. Let op, hulle luister, hy ken hulle, hy volg, hulle volg hom. My skape luister na my stem, ek ken hulle, en hulle volg my. Luister, ken en volg. Hierdie is dinamies as jy dit kan vat vandag. Die doel is nie net om God se stem te hoor nie, die doel is om hom te volg, want help dit as God sê kom, maar jy bly staan? Wat help dit as God sê gaan, maar jy weier? Wat help dit? As God sê, Stef, vertrou my, maar jy bly vashou aan vrees. Jy bly vashou in die ongemak. Hy roep na jou om in 'n verhouding met hom as die goeie herder te kom staan. Vandag roep God jou nie net om sy stem te herken nie. Hy roep jou om hom te ontmoet, baie te ontdek, te geniet wat hy vir jou en my ook in stoor het. Wanneer jy die herder leer ken, leer jy sy stem ken. En wanneer jy sy stem ken,
dan kan jy hom volg. En weet jy, selfs in 'n pad wat jy nog nooit ooit in jou lewe voorheen alreeds gestap het nie. Miskien is jou lewe daar waar jy nou sit vol stemme. Miskien is jy de mekaar as gevolg van stemme wat jy na geluister het en selfs geestelike stemme. En nooit uitgekom het by jou eindbestemming. Maar daar is een stem wat bo almal uitstaan. Die stem van jou herder en vandag sê hy, moenie bang wees nie, ek is met jou, volg my en ek sal jou lei. So, hierdie is 'n kragtige boodskap wat jy vandag moes hoor. Ek bly het ingeskakel en geluister en dalk 'n bietjie duidelikheid gegee en selfs waar jy nou is en in wat jy nou is en wat jy nou deurgaan om ag te gee op God se stem. Nie toevallig dat jy vandag op YouTube, TikTok of Facebook beland het om hierna te luister nie. En ek glo dat hierdie 35 minute plus minus ongeveer baie kosbaar vir jou sal wees, ook op jou pad vorentoe. Here, vandag kom word elkeen van ons voor U stil en daar's soveel stemme rondom ons, stemme van vrees en stemme van mense en stemme van ons verlede, stemme van twyfel. Maar vandag, Here, sê ons spreek. Ons as U kinders luister en gee ag. Dankie vir geopende geestelike ore. Dankie vir 'n oomblik wat ons kon stil word en vandag kon hoor wat U vir elkeen van ons wou sê. Seën hom en haar. My gebed in Jesus se naam. Amen. Dit is my baie lekker gewees om saam met jou te kuier op hierdie platforms. Kyk uit om saam met jou te kuier ook môre. Nou ja, soos ek al reeds gesê het, my nommer verskyn op die platforms, jy kan maar net daai nommer vat en vir my boodskapie op WhatsApp stuur met jou naam en jou van, ons plaas jy op ons groepe en ontvang so daagliks ons dagstukkies en dan ook so vanaand se boodskap. Vir my, Pastor Stef, altyd lekker om saam met jou te kuier, goedheid en guns, baie seën, baie voorspoed. God bless.